Ek wil iets anders doen vanmôre, maar ek wil hê daar moet 'n respons uit die gemeente wees. As ek vanmôre sê, welkom gesin van Vader Jahwe, kan ek 'n haleluja kry? Prys sy dierbare naam. Goed, vandag sê hulle is die 24ste Mei. Dis nou Gregory se kalender, maar soos ons vroeër vir u te kenne gegee het, dat ons is in die wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. So vandag is dan die 24ste Mei 2026 en die tema van môre gaan u natuurlik baie prikkel. En daar gaan baie vrae wees, miskien 'n paar fronse en 'n paar koppe wat gaan sê ek stem nie eintlik daarmee saam nie. Maar dit is nie my probleem nie, dis jou probleem. Kom ons noem vir u wat is die tema vanoggend. Die tema is ter wille van die oorblyfsel. Ter wille van die oorblyfsel. Nou dadelik, as 'n mens oor 'n oorblyfsel praat, dan dink jy aan oorskiet. Iets wat oorgebly het na 'n maaltyd of 'n feesmaal of wat die geval ook al wees. En ons dink aan dit as iets wat amper nou weggegooi kan word. Iets wat nie volledig is nie. Iets wat oorgebly het na ons die volheid geniet het. Dis ons gedagtes rondom die oorblyfsel. Maar Vader leer vir ons iets anders in die skrifte. Hy sê dat hy sal 'n oorblyfsel laat oorbly. As jy by my. Nou, hy sê in Jesaja 10:22, hy sê al was julle soos die sand van die see, net 'n oorblyfsel sal terugkom. Nou dink ons, o genade, hier is nou die moeilikheid. Net die oorblyfsel is die ouens wat uitgekies is. Hulle is die oorblyfsel wat uiteindelik in die nuwe koninkryk sal wees, ensovoorts ensovoorts. Dit is nie Vader se plan nie. En baie predikers het hierdie gedeelte totaal buite orde gehanteer en daarvan 'n belaglikheid gemaak. Maar ons gaan nou vanmôre intiem daarna kyk en ek wil vir jou vra om jou ore te spits. Hoekom? Want dit gaan jou persoonlik aanraak vanoggend. Nou kom ons kyk waar ons begin. Ons moet diep dan kyk na die oorblyfsel. Nou, die eerste wat ons moet verstaan is die oorblyfsel het te maak met 'n sifting. Hy het 'n sifting, daar's 'n siftingsproses. Nou, luister nou mooi. Wanneer 'n mens sif, dan moet jy mooi kyk hoe die grootmoeders dit gedoen het. Ek onthou my ou moeder, daardie jare het ons nog nie sulke gawe ryskorrels gekry wat jy nou by Checkers en Spar koop nie. Hy kom so in 'n sak. En dan gooi sy dit op die tafel uit en dan is ons kinders om die tafel. Dan moet ons die klippies en die stokkies en die swart en bruin korrels so met ons vinger tussen die rys uithaal. Is dit reg? Nou dis 'n siftingsproses. Nou wanneer ons kyk na die groot volk Israel, dan sien ons dat hulle het ingehardloop na die volk toe. Dit is normaal. Hier sit 'n volk, maar sy is eintlik 'n land wat oorloop van melk en honing. Maar waar sy is Vader se seëning. Dit is net logika. So die ouens daar buite wat dit nie het nie, wat doen hulle? Hulle hol hier na binne toe om hier te kom saam eet aan die vestigheid, net soos in boerland vandag. Ek praat nie met jou politiek nie, ek praat met jou logika. Dis 'n realiteit waarin ons vasgevang sit. Nou kom ons kyk. Vader sien wat hierdie hier in die binnekant maak. Hulle verlei die volk om allerlei dinge te doen wat hy gesê het hulle nie mag doen nie. Is jy by my? Daar's hy. Met ander woorde, die volk is besig om in 'n toestand te verval waarin sy verlos moet word.
of waaruit sy van gered moet word. So die siftingsproses is dan die volgende. Binne in die volk sif Vader 'n oorblyfsel uit. Nou hierdie oorblyfsel skiet nie hulle kruisbane en hulle maak hulle strikdassies reguit en hulle sê ons is die oorblyfsel, halleluja. Nee, onmiddellik is die oorblyfsel 'n instrument in die hand van Vader Jahwe. So die oorblyfsel word dan opgevoed, geleer, voorberei om hierdie volk wat tussen die ander verdwaal het, terug te roep na die weë van Vader Jahwe. Daarom praat ek vanmôre in vereniging met hierdie pragtige gemeente en ek sê, julle is 'n oorblyfsel wat uitgesif is. Dit beteken, julle kan nie nou meer wees wat julle wil nie. Julle is veronderstel om te verklaar, ek is 'n instrument in die hand. Spreek u majesteit. Dit is die posisie van die oorblyfsel in die siftingsuur. Met ander woorde, daar is verseeldes. Die oorblyfsel is dan verseël. Nou hoekom? Kom ons kyk na die verseeldes. Dis nou vrekke interessant. As daar 'n epidemie onder ons uitbreek, die eerste ding wat hulle doen is, hulle plaas die siekes onder kwarantyne. Is dit reg? Hulle sit hulle onder agter plastiek en hulle dra maskers en hulle sonder hierdie ouens af. Is dit reg? Met ander woorde, hulle verseël hulle. Is dit reg? Sodat hulle nie aansteek nie. Is dit reg? Maar Vader doen die teenoorgestelde. Hy verseël sy oorblyfsel ter wille van sy volk. Net soos die siekes verseël word hulle verseël ter wille van die aan die buitekant. Miskien verstaan jy nie my lyn nie. Ek gaan nou vir u verduidelik. Bly net nog 'n oombliekie by my. Ons moet kyk wat doen Vader. Vader roep vir Abraham, weg van sy pa af, weg van sy gesin af, weg van die familie, uit sy land uit weg, deur een kant toe, hy vat Sara en hy loop. Hoekom doen hy dit? Want Vader is die verbond, en hy kan nie sy verbond laat val nie. Wat doen hy? Hy skep momente, hy roep manne en vroue, om deel te neem aan hierdie proses waarin ons die verbondslyn moet sigbaar maak. Nou word Abraham geroep en ons weet dat Abraham oor die draad gekyk en Hagar was nou pragtig en so meer en nou Sara was oud en afgeleef en so meer. En so het hy buite Vader se bedoeling beweeg. En hy het 'n generasie daar geskep. U kan Psalm 83 loop lees, en dan sal u sien, wie is die nageslag van Abraham, word genoem die vyande van Vader Jahwe. Maar dan sê hy, maar hy sê vir Abraham, weet wat, 'n ander jaar hierdie tyd, sal Sara swanger wees, en daar lag die twee oor hierdie ene. Dis net nie moontlik nie. Maar dis wat die mens ons altyd dink. Maar u mis my punt. Vader begin 'n oorblyfsel. U dit gemis. So wanneer Isak gebore word, dan rig hy die verbondslinie op. Die begin van hierdie verbondslyn begin by Isak. Isak is die vader van die verbond. Vader se boek sê so. En jy en ek moet dit begin verstaan. Nou, was daar baie op die aarde daardie tyd. Vreeslik man. Die hele plek was vol. Maar Vader begin met 'n oorblyfsel. So Isak is die begin van 'n oorblyfsel. So wie word gebaar uit die Jakob huwelik? Uit die Isak huwelik, jammer. Jakob. En dan hoor jy mooi, hoe hou Vader die verbondslinie in stand. Luister mooi, bly by my. Hoor hoe mooi doen hy dit. Hy sê, Jakob het ek lief gehad, maar Esau het ek gehaat, ek ken dit baie goed. Maar hoekom? Ons kan later diep daaroor praat.
maar hy is besig met die oorblyfsel wat eintlik die verbondslinie is. Die wat hy verseël. Verstaan nie? Goed, wanneer ons dan by die 12 seuns aankom, dan moet ons hoor, wat sê Vader van hierdie 12 seuns? Hy sê vir Jakob, seën hierdie 12 seuns. En dan elke seun het 'n spesifieke seëning ontvang. Nou, en hierdie 12 seuns is eintlik veronderstel om hierdie verbondsvolk van Vader te wees. En hierdie verbondsvolk gaan twak aanjaag. Vreeslik. Ek meen die Filistynse meisies was horingmooi. En die Midianitiese meisies. Kerels. Tot Samson het gestruikel. Ensovoorts. Maar binne in hierdie gedeelte waar ons van praat, waar hulle so verval, kies Vader altyd om 'n oorblyfsel terug te bring, om hulle terug te roep. En nou, u hoor my nou nie vanmôre nie. Ek sê, Vader, verseël 'n oorblyfsel om die wat verdwaal het, terug te bring. Dis die werk. Kom ons kyk, hoe hanteer Vader dit? Ons kyk natuurlik na Jakob, wat sê, dat jou naam sal nie meer wees Jakob nie, maar Israel. Nou, Israel beteken om met Vader te regeer. Nou, wanneer die volk, soos hy lyk vanmôre, hier buite, dan kan ons met grootmoedigheid daarom vir jou kom sê, dat die volk regeer nie vandag met Vader Jahwe nie. Nêrens nie. Ek gee nie om hoe groot jou groepie is nie, of hoe pragtig jy die skrifte kan hanteer nie. Die feit van die saak is, in hierdie land regeer Israel nie met Vader Jahwe nie. Want as dit die geval was, dan was ons 'n land van melk en honing, wat nie die geval is nie. So ons moet nou begin kyk, waar is die oorblyfsel? Hoekom? Want Vader is getrou in sy woord. Die oorblyfsel is nooit indrukwekkend nie. Ek meen, dit is nie hierdie manne met die nekke en die tande nie. Dit is nie hierdie groot manne nie. Hulle is nou hierdie ouetjies wat glad nie indrukwekkend is nie. Maar weet jy wat maak die verskil, geliefdes? En jy wat hier sit vanmôre met dit uit my hart uit hoor, en jy wat ook na hierdie materiaal luister, die min is nie die punt nie. Die ekstase van die moment is dat Vader het jou gekies hiervoor. Dit is die verskil. So om min te wees is nie die probleem nie. Ons praat nie oor duisende nie. Ons praat oor Vader het my gekies. Dis my ekstase, dit is die passie in my hart. En ja, ons kan verder baie lyne vat rondom dit, maar ons bly by hierdie ding. Nou moet ons dadelik 'n situasie in 'n parallel trek. En vandag is ons so 'n rapsie oor die 3 miljoen wit velle. Maar die ongeluk hier is dat alles wat wit is nie altyd wit nie. Ons moet dit ook verstaan. So as ons dan nou na 'n derde kyk, wat Jesegiel van praat, dan is dit nie meer 3 miljoen nie, dis net 1 miljoen wat dan wit is. Maar dit is daarom te min, nee, dit is heeltemal te min. Ek meen, hier is 60 donker gepigmenteerdes, 60 miljoen van hulle, hier buite. So dit is 'n probleem, is dit nie waar nie? Maar luister my hart, ek lees in Vader se boek iets anders. Hy het 'n Saul hierso. Hierdie Saul is die koning van die konings, hy skop en skouers bo die volk, hy's 'n meneer van 'n meneer. En dan word sy nek so dik dat hy Vader los. En dan sny Vader hom af. Maar dit gaan oor hierdie volk van hom. Dit gaan oor die wie hy uitgekies het. En enigeen wat mors met die wat Vader uitverkies het, dis nag vir jou. En ons moet dit duidelik sê.
Want wanneer die volk onder die hakskeen van die Filistyn deurloop, en daar 'n Goliat is wat vader laster, hy vloek die volk se slagordes, dan is die groot manne, Saul en Kluis, al bewende. Hulle is in vrees, sonder 'n plan. Maar dan stap Vader Jahwe in, en hy begin met 'n oorblyfsel, en hierdie eersteling van die oorblyfsels, hy roep hom terug na die verbondslinie toe, en dan sê hy, salf Dawid vir my as 'n koning. Wie is hy? Wie is koning Dawid? Wie is hy? 1 Samuel 16, gaan lees dit. Al die seuns het geparadeer, want hulle staan 'n kans om gesalf te word as die koning van Israel. Maar wanneer hulle almal op die plank deurgeloop het, dan sê Vader vir Samuel, nie een van hulle kwalifiseer nie. Maar hier is nog 'n broer, vra vir hulle waar is hy? Ja, maar hy pas die skape op. Hoekom pas hy die skape op? Want hy's 'n herder. So wat doen Vader? Hy roep die herder. En wat doen die herder? Hy het voor breakfast met Goliat klaargemaak. En 3 dae later was die Filistyne verslaan. Jy sien, was hy die geringste? Nee, hy was Vader Jahwe se keuse. Wat is dit met jou, dat jy vanmôre hier sit, en jy sê, ons is min. Hoekom begin jy nie sê, ons is Vader Jahwe se keuse nie? Wat is sy plan met die klein bietjie? Kom ons kyk na Elia. Elia gee vir ons 'n demonstrasie. Hy sê, die oorblyfsel, die wat verseël is, die wat hy gekies het, is nie buigbaar nie. Hy beduie dit. Hy het te maak met 850 Baalpriesters by die berg Karmel. U weet nie wat Karmel beteken nie. Karmel beteken tuin. U wil nie luister nie. Ek probeer vir u sê, Vader Jahwe sê sy volk Israel is sy tuin van sy verlustiging. So die tuin is in gedrang. Maar Elia is een persoon. So dink hy. Maar Vader het 7000 soos hy in bewaring gehou vir die dag. Vir watter dag? Vir watter dag? Wanneer die volk bevry word van al die gemors waaraan sy betrokke geraak het. So Vader het hulle verseël. So wanneer ons dan nou by mekaar kuier vanmôre, dan moet ons die warmte in ons hart so ervaar deur te sê, Vader het ons uitverkies. Ek hoor nou die dag 'n man sê vir my, ek het tot waarheid gekom, en ek sê vir hom, jy's van jou kop af. Jy kan nie tot waarheid kom nie. As Vader jou nie getrek het nie, dan was jy nog steeds waar jy was. Gee aan hom die erkenning. So u wat hier vanmôre sit, u het nie tot waarheid gekom nie. Vader Jahwe het u verseël, uitverkies. En dis die plek waar ons vanmôre is. Maar is ons onbuigbaar? Dis die vraag. Dis die vraag. Kan ek gou my storie vertel? Ek dink Elia het die 850 Baalpriesters gesê, nou maar goed, dis nou 9 uur julle tot 11 uur die tyd. Dink ek. En hierdie man het dadelik besig geraak om vir volk te beduie hoe netjies hulle is en hoe mooi geklee hulle is ensovoorts en hoe magtig hulle is in hulle organisatoriese pligte en so meer en so meer. En 11 uur toe sê hy, wow, klaar. Dan kom een man, maar hy verteenwoordig 7000. Ons gaan vir die later verduidelik oor die 7000. Nou, wanneer hierdie een man van die 7000 opstaan, dan is hy die keuse van Vader Jahwe. Hy is vir niemand bang nie. Hy is onbuigbaar. Hy slag die bil, sny hom in 12 stukke, ensovoorts, 12 stukke hout, 12 klippe,
12 kruike water. En dan doen hy net een ding. En dis wat jy en ek so mee sukkel. So asof ons Vader Jahwe nie heeltemal verstaan in sy godheid nie. Elia bid nie, hy roep, hy sê, toon u self aan u volk. En dan vat die vuur als weg, klippe als. En dan sê hy, wat Elia is my woorde, slag die priesters. Toe slag hulle. Nee, hulle stop die misleiding, sodat die volk bekend kan staan as die uitverkorenes van Vader Jahwe. Julle ken hierdie verhaal, is 'n ou verhaal, ek wil julle glad nie daarmee vermoeid nie. Maar ek vra net vanmôre vir jou en vir my, is ons in hierdie tyd onbuigbaar as oorblyfsel? Is ons? En dan laat sak ek my kop, want ons is nog nie daar nie. Ons is nog nie hierdie warm, goddelike gedetermineerdheid wat in ons borskas brand nie. Ons is nog nie daar nie. Nog. Ons kyk na die volgende enetjie, 'n oorblyfseltjie. Nou wil ek eers nog enetjie byhou. Daardie tyd in Jerusalem het die Romeinse ryk regeer. En daar was baie goed daar binne. Baie goed. Goeters. Lewende wesens. Hulle trappespoor soos Adam. Hulle die hele plek was vol van hierdie goed. En die Romeinse ryk, as 'n goewerneur was ook daar. Kan julle onthou wie was sy naam? Pilatus. Ja. En hy het 'n weermag binne in Jerusalem gehad, sodat die volk die knie voor die Romeinse afgode moes buig. Is julle by my? Daar's hy. Maar die Jerusalem stad het 'n priesterdom gehad. Die Fariseërs, die Sadduseërs en die wetsgeleerdes. En hulle het die guns gesoek van die Romeinse ryk. Maar hulle het die wet daarvoor gebruik. En wanneer ons losser opstaan, dan gaan staan hy in die eerste plek nie teen die Romeinse ryk nie. Hy gaan staan teen die magte van die wêreld. Dis wat ons nie raak sien nie. Die magte van die wêreld vandag is onderhawig aan 'n vals priesterdom hier buite. Godsdiens het die grootste onmin, die grootste verwoesting ooit op hierdie planeet aangerig. En daarom is ek nie vanmôre verbaas dat Vader vanuit hierdie gemors die uitverkorenes, hierdie oorblyfsel terugbring na sy naam, na sy heerlikheid en na sy majesteit nie. Hoekom? Want hulle is 'n werktuig in sy hand. Uiteindelik kies hy binne in hierdie geweldige omgewing waarbinne hy is 'n absolute vyandige omgewing, gaan kies hy 12 manne. En hy kies dat hierdie 12 manne die fundament van die nuwe stad Jerusalem sal wees. Ja, ou storie, ek weet. Maar wat is die punt vanoggend? Jy voel nie blymoedig. Jy voel nie jubelend vanmôre by die bewustheid dat Vader het jou nie daar gelos nie. Hy het jou afgesonder, hy het jou verseël vir hom as 'n werktuig. En jy moet vir my eerlik sê vanmôre, dink jy regtig hierdie volk wat hier buitekant loop met haar godsdiens, het hulle tot Vader Jahwe bekeer? Dink jy regtig so? Dink jy regtig die klomp Israeliete in hierdie land wat so twis oor alles, dink julle regtig hulle het hulle tot Vader Jahwe bekeer?
Die plek is in die moeilikheid. Want Vader word nie geëer vir wie hy is nie. Die 12 disippels, of jy hulle apostels genoem is ook goed. Lees gou saam met my in Lukas 6:13. Blaai gou 'n bietjie. Lukas 6 vers 13. Lukas 6 vers 13. Hy roep hulle. Daar staan geskrywe, hy het sy disippels, nou disippels is leerlinge, studente. Hy het sy disippels geroep, en terwyl hulle daar by hom sit, het hy hulle een uitverkies. Het iets gedoen, kom ek sê dit, ek kies jou, 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 12 keer. En ons het in hierdie wêreld rondgeloop en allerlei dinge gedoen. En elke keer het Vader ingetree en gesê, ek kies jou. Maar ons het tot waarheid gekom, halleluja, ek is nou 'n man wat weet, ek het tot waarheid gekom. Hoekom begin ons nie sê, die Allerhoogste, die een wat die begin van alles is, het my uitverkies. Dit. Het ek twak aangejaag langs die pad, te veel om op te noem. Maar dit stop hom nie om sy verbondslyn in stand te hou nie. So hy kies jou uit. Hy sit jou een kant neer, hy begin met jou werk. En dis die passie van hierdie oomblik. Dis 'n klein groepie. Hulle is afgesonder uit 'n menigte. Ek meen, daar was baie Jakobiete beskikbaar. Maar hy kies 12. En jy gaan kyk wie hulle is. Nie een van hulle was vername manne nie, in die oë van die wêreld nie. Maar hulle was vernaam in die oë van Vader Jahwe. En as jy nou vanmôre hier sit en jy sê, ek voel nie vernaam hier in die wêreld nie, kom tot ruste man, jy was vernaam vir Vader Jahwe, dis waarom hy jou uitverkies het. En hou nou op om heeldag in sy ore te kla oor jou klomp sondes. Kry klaar daarmee. Jy het dit gedoen en wat daarvan? Hy wil niks daarvan weet nie. Hy het nooit jou gemotiveer om sondes te doen en oortredings te pleeg nie. Hy het dit nooit gedoen nie. Nou, die oorblyfsel is dus dan die draers van sy naam. Die oorblyfsel is die draers van sy naam, nie net dit nie. Hulle dra 'n kenteken. Ons is verseeldes van Vader Jahwe. Die vraag is, leef ons soos verseeldes? Sing ons soos verseeldes? Het ons mekaar lief soos verseeldes? Kan ons vergewe soos verseeldes? Wat 'n ongeluk gaan met ons aan. Vader Jahwe bou altyd sy verbondslyn op 'n heilige kern. Altyd. Hy doen dit nooit op 'n ander manier nie. Nou luister mooi. Die beginsels van die oorblyfsel. Kom ons praat gou-gou, ek is amper klaar. Kom ons praat oor die beginsels van die oorblyfsel. En die eerste wat ek wil noem is Jesaja 1 vers 9. Blaai gou die kant toe. Jesaja 1 verse 9. Kom ons kyk gou-gou. Jesaja 1 vers 9. Blaai maar na 'n bietjie in jou skrifte, is lekker. Jesaja 1 vers 9. Dit is eintlik 'n aankondiging oor 'n ekstase. Hy sê, as Vader Jahwe van die leerskare nie vir ons, dis die volk, nee, 'n klein oorblyfsel oorgelaat het nie. Dit maak die ding pragtig. Dit beteken die volk en die organisasies en die Israel groepe en al hierdie kan nie die oorblyfsel laat oorbly nie. Dis Vader Jahwe wat dit doen.
Dis die kosbaarheid van die oomblik. In Jesaja 6, bly net aan, Jesaja 6 vers 13, hy's naby. Dit is 'n interessante ding wat hier gesê word. Hy sê, die heilige saad is die stomp daarvan. Nou luister nou mooi, die simboliek is, Israel is soos 'n boom. En die boom word afgekap. Die afkap is simbolies. Die afkappery beteken, sy het geword soos die nasies. Maar, Jesaja sê, die heilige saad is soos 'n stomp. Nou wanneer jy 'n boom afgekap het, na verloop van tyd, dan loop die stomp uit. En ons sê, dis nou wat oorgebly het van die boom. Nee, dis die boom wat herstel. En dis wat Vader met die oorblyfsel doen. Wanneer die volk in 'n afgekapte toestand is, dan loop die oorblyfsel uit. En hierdie oorblyfsel, ter wille van die oorblyfsel, sal die volk terugkeer, sê die profesie. En dit maak 'n benoudheid in my hart. Die oorblyfsel word dus bewaar deur Vader se goddelike genade. En hulle word afgesonder vir heiligheid. Hoekom? Want die Jesaja profesie sê, die heilige saad is die stomp. Dis die heilige saad wat weer begin groei. Dis die kragtigheid daarvan. Maar kom ons kyk 'n bietjie. Wat het dit met die boervolk te maak? Want dis waar jy en ek nou sit. Hier oor kan die riviere van Kus. En daar groot getwis hier buite aan die gang. Nie alles wat wit is wit nie. Maar hier binne sit 'n klein volkie, kleintjie. Hier binne. En ons kan nie gered word deur godsdiens en politiek nie. Ons kan ook nie onsself red nie, want ons is te klein. Ons sal nie gered word omdat ons baie is nie. Ons sal ook nie gered word omdat ons politieke mag het nie. Ons het niks, sê die wêreld. Julle het niks. Julle het niks. Kyk, ons het julle naam weggevat, ons het julle identiteit weggevat, ons het julle land weggevat, ons het julle liedere weggevat, ons sieters hang aan die bome in hierdie land. Ons het niks. Ons gaan nie gered word omdat ons so 'n gawe godsdiens gehad het nie. Ons gaan nie gered word omdat ons 'n geskiedenis het nie. Ons gaan nie daaroor gered word nie. Waaroor gaan ons gered word? Ons gaan gered word omdat binne in hierdie klein volkie sal Vader 'n oorblyfsel laat oorbly. En daardie is die kerninstrument in sy hand waarmee hierdie boervolk in hierdie land gered sal word. Nie deur haar eie krag nie. Die oorblyfsel is 'n penplek. Esdra 9 sê dat U het ons 'n pen in die heiligdom gegee. Dit beteken hierdie oorblyfseltjie is 'n pen waaraan die volk kom vashou. Kyk, as jy wil teen 'n muur opklim, jy se 'n pen inslaan. As jy nie 'n leer het nie, hang jy in die pen en slaan jy nog 'n pen in, en so hou jy in die pen vas en so gaan jy op. Nou hoor nou, Vader sê sy oorblyfsel, eintlik deur die mond van Esra. Hy sê die oorblyfsel is 'n pen in die heiligdom. En soms verwonder dit my. Ons preek en ons preek en ons preek en ons preek en ons praat en ons praat. En ons praat met mekaar en ons quoteer teksverse en ons is besig. Maar weet jy wat maak my hartseer vanmôre? Ons is nie in mekaar ingestrengel nie. Ons is nie 'n two-face nie.
Ons is nie 'n wapen in Vader se hand nie. Ons is nie hierdie goddelike instrument in sy hande nie. Ons sê ons is. Ons is doodstil geword. Want ons is radeloos. Ons weet nie wat om te maak met die ding hier buite nie. Dan gaan my ou nekkie vanmôre uitsteek. Ek sê vir die hele ding hier buite, voets ek in die naam van Vader Jahwe. En u is veronderstel om presies so te voel. Voets ek. Net ons Vader sal ons in hierdie land red. En hy sal bly by sy ewige woord. Maar daar's 'n profetiese oproep vanmôre en daarmee maak ek klaar dat ek nie aangaan met die wêreldse dinge. Maar hou net so bietjie vas vir hierdie paar minute wat ons nog tot ons beskikking het. Ons kan mekaar in hierdie land afslag. Ons as Israeliete kan mekaar afslag met allerlei dinge in hierdie land. En jy mag miskien goed voel daaroor. Maar jy moet vanmôre hoor dat Vader het 'n klein oorblyfsel in hierdie volk vir hom laat oorbly. Nie vir jou om oor te twis nie. Nie om jou broers af te kamp nie. Nie om jou broers sleg te maak en te verneder nie. Jou susters af te jak nie. Ons is 'n instrument in sy hand. Nou jy kan kies vanmôre of jy dit is en of jy dit nie is nie, is jou keuse. Maar ek sê vanmôre vir u, Vader het 'n heilige oorblyfsel in hierdie land vir hom afgesonder en ons moet dit erken vanmôre. Ons moet dit erken. Lees bietjie saam met my in Jeremia 33 verse 3. Onthou ons met 'n profetiese oproep besig. Kom ons kyk gou daarna. U ken die Bybel, u ken die teksverse en ek weet jy het dit al baie gelees, maar kom ons kyk uit 'n ander perspektief daarna vanmôre. Jeremia 33 vers 3. Roep my aan en ek sal jou antwoord. Het jy dit gelees daar? O. Maar nou het ons al baie gebid, baie verlang, baie storieetjies gepraat, baie politieke partye gestig, baie groepies gestig, baie godsdienstige institusies gestig, te veel om op te noem. En Vader antwoord nie. Hy antwoord nie. In hierdie land is die plek vervuil van godsdienstgroepe, kerke, instansies en so meer. Vervuil van politieke partye. Dis 'n gemors van die een end na die ander end. Maar die Jeremia 33:3 sê, roep my aan. Nee, ek gaan Sondag kerk toe mag en vir die DA stem. Dit mal. Dit kan nie gebeur nie. Jy kan nie op twee stoele sit nie. Jy is veronderstel om Vader Jahwe aan te roep, net hy alleen. Nie via jou groep nie, via jou persoonlike oortuiging nie. Roep hom aan. Hy sê deur die mond van die profeet, roep my aan en ek sal jou antwoord. Met ander woorde, Vader het ons nog nooit geantwoord nie en ons het hom baie geroep. En ek sê dit vanmôre van my hart af, ons het hom waaragtig nooit met siel, gees en liggaam geroep nie. Ons weet nie. Want ons kom uit 'n bedeling waar die kerke ons geleer het om skaam te prewel, want ons is vrot van sonde en oortredings. Ons kan nie op ons voete gaan staan met 'n oortuiging dat ek is deur Vader afgesonder ek is. Hy het my uitverkies. Hy het my laat oorbly by uit hierdie groot gemors. En dan roep ek hom aan. Ons kom nie by daardie punt aan nie. Ons het groot werk om te doen. 1 Korintiërs 16:13. Ek sluit af. 1 Korintiërs
16 verse 13. Lees saam met my. 1 Korintiërs 16 vers 13. Nou luister mooi. Hier is 3, 4 punte wat vir ons hier opgerig word. Ons word daarop attent gemaak. Wie? Die wat verseël is, die wat hy vir hom laat oorbly het. Hoor wat sê Paulus, sommer aan die Paulus haters ook. Hier kom hy. Hier kom hy. Waak. Waak. Waak beteken, ek weet wat om oor te waak. Jy waak nie sommer nie. Ek weet waaroor ek moet waak. Met ander woorde, Vader het my uitverkies. Hy het my vir hom versamel. Wat 'n skat is dit? Ek moet dus waak oor hierdie skat wat ek ontvang het. Ons waak nie. Nou, staan vas in die geloof. Nou, haar geloof daaruit, dan skryf jy daar wete in. Staan vas in hierdie wete. Watter wete? Ek is deel van die oorblyfsel wat Vader Jahwe laat oorbly het. As 'n instrument, as 'n werktuig in sy hand. Want die skrifte leer my dat ter wille van die oorblyfsel sal die volk gered word. Maar waar is ons? Is ons regtig in plek? Is ons hierdie vlamskerp, hierdie juweel instrument in Vader Jahwe se hand? Waar is ons? Die oorblyfsel word geroep om te staan. En as jy staan, moet jy spreek. Wat moet jy spreek? Jy moet die getuienisse van Vader Jahwe spreek. Dis waarvoor hy jou afgesonder het. En ons vanmôre hier in hierdie vereniging gemeente. Weet jy hoeveel boervolkers hier buite weet nie wat u vanmôre weet nie? Wanneer gaan ons begin om te doen waarvoor Vader Jahwe ons afgesonder het? Wanneer? Ja, maar my buurman wil nie hoor nie. Dit hang af wie jou buurman is. Moenie dit kom vertel nie. Vertrou Vader Jahwe. Kom ons werk soos die instrument wat hy vir hom uitverkies het. Elke dag van ons lewe, onbeskaamd, onbevrees. En terwyl ons dit doen, waak ons. En dan sê hy, wees manlik. En die vrouens kan ook manlik wees. Ek bedoel dit op 'n baie mooi manier. Manlik in die sin om gesag te neem. Om te sê, vroue van Vader Jahwe, dit is waarvoor hy ons geskep het. En ons weier om te buig. En die laaste ene wat hy vir hierdie groepie sê, hierdie instrument in sy hand, hy sê, wees sterk. Wees sterk. Moenie 'n patet wees nie, man. Wees sterk. As die wêreld nie van jou hou nie, sê 'n slag, halleluja. Ek wil nie hê die wêreld van my hou nie. Ek wil nie hê Vader moet glimlag oor my, want ek is 'n instrument in sy hand. Wat die wêreld van my dink, ek voel vere daarvoor. Dit is om sterk te wees. Nou goed. Ons word dus dan geroep om saam te staan. Nie waar nie? Kom uit Vader se perspektief uit. Hy roep oral uit die volk uit manne en vroue bymekaar. Dit reg. Vir wie? Vir hulle of vir hom? Wanneer hy ons versamel, dan versamel hy ons vir hom. Oppas nou. As jy anders daaroor voel, dan voel jy nie goed oor Vader Jahwe se handeling nie. Want ek het 'n broer en ek het 'n suster wat ek nie regtig so lekker van hou nie.
Ek hoop hy kom nie weer diens doen. Ek hoop nie sy soet af voete weer hier in hierdie diens nie. Wie's jy? Wanneer het Vader vir jou so 'n opdrag gegee? Ons is op 'n dun huisie. Ons moet dit uitsorteer en daarmee klaar kry. Vat hierdie teksie saam. Lukas 12 verse 32. Lukas 12 verse 32. Ons het baie offers om te maak. Ek ook. Ons moet offers maak. Ons sal met mekaar moet ontmoet tot eer van sy naam. En wat verkeerd is verkeerd. En ons sê ons is verkeerd. Maar wat reg is, moet geëer word. Daar moet 'n blydskap in ons harte brand oor dit wat reg is. Lukas 12:32. Vat hom huis toe. Hier kom hy nou. En ek weet, dit was bedoel vir die disippels daardie dag. Maar ek lees in Johannes 17 in ons losserse gebed. Hy bid vir hulle, die disippels, maar ook vir die wat deur hulle woord hulle tot Vader Jahwe sal bekeer. Met ander woorde, dit is op ons van toepassing. Nou kom ons kyk wat sê Lukas 12:32. Die eerste ding wat ek hoor is, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Ons vrees baie hoor, sê nou Spar se rakke is leeg, sê nou die petrol raak op. Sê nou, ons kry 'n slegter president as Ramaphosa, en ons het 'n klomp goed wat ons koester, wat eintlik vreesgoed is. Is dit nie waar nie? Kom ek wys vir wat sê ons losser. Hy sê, klein kuddietjie. Wie is syne? Hy praat van sy klein kuddietjie. Maar u verstaan nie, hierdie klein kuddietjie is syne. Dis syne. Dis so lekker om vanmôre vir u te sê, dat ons behoort nie meer aan mekaar nie. Ons behoort saam aan Vader Jahwe. Ons is die klein kuddietjie. Dis die oomblik, dis die passie. Hoekom is dit so? Hoekom het ons nie vrees nie? En hoekom is ons 'n klein kuddietjie? Hoekom? Kom ek verduidelik wat sê ons koning daaroor. Hy sê, want dit was die welbehae van julle Vader om aan julle die koninkryk te gee. En op hierdie oomblik is ek net so stom soos jy. Want ons verstaan nie hierdie belofte nie. Sou ons dit verstaan het, sou ons met mekaar bemoeienis gemaak het. En al die twak wat tussen ons gelê het, sal ons uitgesorteer het op 'n kragtige, liefdevolle manier, vol van die vergifnis van Vader Jahwe. Hy gee nie sy koninkryk aan verdeeldheid nie. Hy gee sy koninkryk aan die in wie sy gees heers. Ek dank U.